julle saam met my blaai na Genesis hoofstuk 1 toe asseblief. En ons gaan daar saam kyk na heel onder waar die Here is. Ons kyk so vanaf vers 27 aan. Ons kan met 26 begin. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Nou, as julle na dit kyk en julle is goeie adventiste, dan gaan julle my vertel, wat mag ek nie eet as nie, nee. Wat mag ek eet? Mag van al die bome eet wat saad, vrugte wat saad het, nee. En al die bome wat saad het, weet jy, dit sê, kom ons kyk weer, dit sê, ek gee nou julle al die plante wat saad gee. So plante wat saad gee, dit kan julle eet. En dan sê dit ook verder, die bome wat boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal jou voedsel wees. Nou, as ek jou vra, wat het ek nou nie vir julle gelees? Daar is die boek. Wat is dit wat julle daaruit kry? Daar is baie wat ons kon lees as 'n mens kyk na vers 26, 27, waar hy die mens gemaak. Nou, dit is so interessant dat dit mense sê in die Afrikaans, en dit bedoel meer as een. Is dit nie? As dit mens was, dan was dit een. Maar dit is mense. En as jy na dit kyk, dit sê, en God het die mense geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou, het hy hulle geskape. Vers 26, God het gesê, laat ons mense, nou die woord ons daar, al is die woord God enkel, klink het, soos die ons sê vir ons is nie enkel, dit is meervoud. Nee. Maar wil nie daar betrokke raak, nou dan het ek gehoor toe ons lesstudie gehad, het jy gesê dat die vrou was geskape na die man. Maar hierdie vers sê nie so nie. Wat ons gelees het was die man en vrou, hy sê, dit sê mos daar, dat hy vir hulle sê, hy sê dat, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld God, het hy geskape man en vrou. Nie net man nie. Maar wie moet dit doen? Maar partykeer lees ons sonder om te lees. En ek wil daar by die gedeelte kom waar hy sê wat jy kan eet en nie eet nie. En dis duidelik, wat jy kan eet daar is plante wat kan voort aangaan, dit bedoel daar saad in dit, en vrugte wat saad in dit. Ek wonder hoeveel van julle het al in die winkels ingestap en dan gaan soek jy 'n lemoen en jy kry 'n lemoen, maar daar is geen pitte in lemoen. Mag jy daar die lemoen eet? Of
jy kry drywe deesdae waar hy is pitloos. Mag jy meer? Ek dink dit is baie gesond vir jou. Ek sê nie jy mag dit nie eet nie, maar ek glo nie dat dit dis nie die beste nie. Jy sien, dis interessant, wanneer dit by ons kom, ons kyk nou daar, en ek so verbaas dat julle kyk na die vrug op so 'n manier, maar as 'n mens nou eintlik kyk na hoe God die plante gemaak het, dit sê dat tot 'n sekere tydsperiode was daar geen reën nie. En eers toe die plante daar is, toe sê die Here die reën. Nou was die saad eers daar of was die plant eers daar? Die plant was eers daar, sonder twyfel. Maar die interessante ding is, die plant het hy die vermoë gegee om te kon aangaan. So die oorspronklike konsep is God skep die plant, maar die plant wat hy skep het die vermoë om saad te hê om verder aangaan sonder dat God dit moet skep. Verstaan julle dit? En ons het die vrug wat ons van die boom eet, maar daardie boom het die vermoë om verder aan te gaan as gevolg van wat? Die saad. Verstaan julle? Nou, in die woestyn, toe hulle 40 jaar daar was, het die Here hulle ook gevoed met manna. Was daar saad in die manna? Ek glo nie. Of dit nie. In 'n mate sal ek sê nee. Daar was geen saad in die manna. Omdat hulle elke dag moes die manna gaan kry. En wie die manna vir hulle gegee? die Here. Dit was asof God die plant elke dag geskep het. En hulle moes gaan pluk wat genoeg was, maar wat het gebeur met wat oor was? Dit het vrot geword, wurms het ingekom en alles. En so het jy gebeur, jy kan nie daardie manna gevat en geplant nie, of gehou nie, dit is verby. Maar ewe skielik op die Sabbat, of die 6de dag voor die Sabbat, gee hy genoeg vir 2 dae. En ewe skielik hou dit. Nou julle moet nou wat praat ek dan, maar ek wil hierdie moet oplet aan iets. Jy kry vrug met saad en jy kry vrug sonder saad. Die eerste boom was 'n boom wat God gemaak het, maar hy het dit 'n vermoë gegee om vrug te dra. Met saad. Met die doel dat jy die saad kan vat en dat dit 'n ander boom kon word. Ek sien so baie keer as die voels, weet jy, ek doen baie handewerk en een van die dinge wat ek gedoen het is waar jy so klein gefynde klippies, so mooi klippies neersit. Mense wil nie gras hê, hulle wil net klippies hê en dan sit hulle 'n groot foto op die klippe en in 'n manier het hulle beheer oor die plante. Maar die een ou wat die een gedeelte gedoen het, was nie ek nie. En hy het nou vir die eienaar gewaarborg dat wat hy gedoen het, gaan daar geen plantjies groei nie. Dit is dat die onkruid nie daar sal kom. Nou ek het dit nie gedoen nie, ek het maar net die grond hard gebak, ek het geweet hulle sukkel as jy maak. Enige onkruid kan nie maklik op 'n klip groei nie. En ek het hom hard gestamp en toe die klip is so groei en ek sê toe vir hom, ek kan jou geen waarborg gee nie dat daar geen onkruid sal wees. Maar hy sê, maar hier uit my waarborg gee, gaan nie onkruid. Ek sê, maar as ek hier is, sal ek dit nie aanvaar nie. Hy sê nie, maar jou, hy sê, as omdat hy nou onder syne, het hy so mat gesit, en nie mat gaan keer dat enige ding geloof. Ek sê, so daar gaan nie kom, hy sê, sien, hy het nie besef daar saad, en die saad val van bo, kom nie altyd van onderaan nie. En daai saad val op daai stene wat hy so uitgesit, en daai stene breek op en daar word soos pooi, en word so lekker grond wat ek het uitgroei, en die onkruid groei. Ek het dit al moes gaan uittrek vir die gewys, en hy kon het nou nie verstaan, hoe is dit so? Toe sê ek is omdat die Here plante gemaak het met saad.
Ek sê, voeltjies eet daar die plante en hulle hou die saad en gaan sit die saad aan 'n plek. Ek sê so, dit is hoekom jy nooit kan sê, onkruid kan nie groei, of 'n plant kan nie groei daar. As hy saad het, en die grond is reg, hy sal groei. Dit laat my dink aan die gelykenis van die saad. En die een val op die wat? Die paadjie. Voels kom af. Maar wat kyk ons daar? Wat kyk ons daar? Die saad. Wat sien jy? Die ander saad val op klippe. En begin groei, maar soos ons sê, die harde tye kom of verlange vir geld het daar gekom en so sê. En dan val saad waar nog, ons het op 10 plekke waar Van ons aan die struike, waar ons versmoor. dan het ons die onkruid, die weeds, wat ons so graag wil beheer. En hulle maak die mooi saad dood. Maar dan kan jy die goeie grond en die saad groei. En ek wil hê julle moet dink aan die saad. Nou, ek weet nie of julle soos ek is, het julle al ooit waterlemoen geëet? Nou, ek sukkel om pitte te sluk. As julle my wil in 'n stryd sit waar ek lank moet eet, dan moet julle vir my grenadelle gee. Nie per se jy dit bedoel. Ek moet elkeen fyn kou tot hy nie meer daar is nie, voordat ek hom kan sluk. Nou as jy dink aan 'n waterlemoen as ek hom byt, my tong het die vermoë om saad en vrug te skei. Maklik, ek kan amper 'n knoop maak met my tong. So. Hy beheer, weet jy, as ek iets eet en as 'n hart, hy skei hom, ek weet nie hoe kry dit reg nie, maar my tong skei. En as ek waterlemoen eet, sonder ek weet, al die pitte gaan aan een kant toe en ek sluk aan hom. Spoeg ek so die pitte uit. So ek eet die vleis van die vrug, maar die saad spoeg ek uit. Eet jy ook so? Ja. Of sluk jy ook maar die saad? Ja, partykeer as ek grenadelle eet, dan maak ek net my oor toe, ek sluk maar. Maar ek sukkel. Maar ek wil nie moet dink aan die saad. Die saad is die ding wat ek so geïnteresseerd in is. Ons is so geneig as ons 'n boom het en ons gaan in ons pluk die vrug, kyk ons na die vruggedeelte. Weet ek het ons mango's gehad op 'n plaas wat ek gehad het en daar is niks lekkerder as jy mango's van die boom afpluk. Jy kan met skil en alles eet. Hy ruik lekker. Dit is vroegoggend en hy's koel, hy's asof hy in die yskas was en jy trek hom so op. En ek het daardie soort gehad wat ook nie die haar sit nie in jou tand vas nie. Maar daai kan jy ook, as 'n manier wat jy ook kan eet sodat die haar in jou tand sit. Maar dan skil ek hom so dan eet ek hom. Maar weet jy wat vind ek? Daar's 'n groot put in die middel. En dan moet jy ou so vashou en om by hom uitgooi, dan wat doen jy met die put? Ek dink nie is om die put te gooi weg. Wat het my aandag gehad? Die vrug. Maar ek gee met min aandag aan die put. Hoeveel van julle het aandag aan die putte gegee as julle iets eet? Ek dink aan 'n arrow. Sny so put. Maar party mense besef hulle kan nie hierdie vleis geniet nie, die vrug van hom, as dit nie vir die put was nie. Die put is daar vir 'n doel. Die put is daar om jou twee dinge te laat eet. Jy kan lekker eet later en jy hoop dat jy lekker kan eet later. Maar as jy nie na die saad kyk nie, dan kan jy hoop verloor
en jy kan nie lekker eet later nie. Jy gaan altyd afhanklik wees van die boom. So toe die Here vir Adam en Eva gesê het, ek gee jou die plante met saad en vrug en saad. Hy was nie net besig om te sê, julle kan nou lekker eet nie. Hy was besig om te sê, in jou hande sit ek jou toekoms. Jy kan nou lekker eet en vergeet van die saad, dan gaan jy bekommerd wees oor jou toekoms. Of jy kan lekker eet, maar na die saad kyk, en dit gaan jou hoop wees vir 'n toekomstige maaltyd. Maar ek vind meeste mense gee geen aandag aan die saad nie. Hoekom doen ons dit? Hoekom gee ons nie aandag aan die saad? Omdat ons so gewoond is om na 'n winkel toe te gaan en ek voel dis vir 'n tamatie en ek koop een. Maar iemand moes iets doen om seker te maak ek kan 'n tamatie eet. Hulle het na die saad gekyk. Nou hulle is slim. Hulle kan my beheer. Ek is afhanklik van hulle vir my kos. En hulle kan besluit hoeveel hulle my gaan vra vir dit. Hoe hard moet ek werk vir dit? So in 'n mate toe die Here saam met Adam en Eva gepraat en vir hulle vertel, daar is bome met wat saad dra en daar is vrug wat saad het. Was hy nie net besig om te praat oor die nou nie? Hy was besig om te praat oor die toekoms ook. Maar hoe jy die kos nou gehanteer, gaan seker belangrik wees hoe jou toekoms gaan wees. So wat ek besef is, iets soos eenvoudig soos 'n boom wat God maak met 'n vrug en met saad, is nie so eenvoudig soos wat dit lyk nie. Daar is 'n doel. En ons moet iets daaruit kan leer, omdat die woord sê vir my, die psalms, dat die handewerk van God verklaar wie hy is en hoe hy werk. En al is dit so dat God iets kan maak, het hy dit gemaak met die vermoë om aan te gaan in 'n verhouding met hom. Die boom kan nie op sy eie aangaan nie. Die boom het hom nodig. Die boom het die son en die water wat hy en die grond, die boom het hom nodig. Maar die boom met God kan aangaan. En ek wil hê dat jy moet besef dat julle is gemaak ook, soos ek daar gelees het, om, lees dit saam met my daar, hy sê vir hulle, aan die mense nou, hy sê vir hulle, wees vrugbaar en vermeerder. Nou daar is 'n sekere iets wat jy kan doen. Daar's mense wat God nie eens in hulle lewens het, maar hulle is vrugbaar. En hulle vermeerder. Hulle kan dit doen sonder God. Omdat hy hulle so gemaak dat hulle vrugbaar kan wees en vermeerder. Hy het hulle so gemaak. So jy kan aangaan en so daardie persoon wees. Maar ek wil hê jy moet eintlik aandag gee aan die saad. Weet jy kan gaan, ek het een keer daar in die Langkloof, ook so vroeg in die oggend, en dit was lekker koud, en die perskes was vol. Jy was so, en jy skil hom so, ek weet nie wat so perskes was, net 'n lekker perskes, maar jy pluk hom, en jy skil hom so, buit jy, en as jy so buit, jy word 'n lus, nee. En dan eet jy dit, maar ons partykeer is ons so betrokke in die
teenwoordige tyd, dat ons nie na die toekoms kyk. Al wat ek wil nou doen, ek geniet. Maar daar's gevolge wat gaan gebeur, dit hang af van wat jy in die saak aanhaal. En baie mense is, ek gee nie om wat gaan gebeur nie, ek wil net nou geniet. Nee. Die Here gaan terugkom, en daar gaan mense wat in hom gaan hoop, maar daar gaan mense wees wat gaan vra dat die berg op hulle val. Nou daai mense wat gaan vra dat die berg op hulle val, was mense wat nooit na die saak gekyk. Jy sien, jy het 'n sekere voorbereidings wat jy kan doen om hoopvol te wees wanneer Jesus kom. Maar jy moet na die saak kyk. En die Here leer dit vir ons. Hy doen dit in so baie maniere. Hy praat aanhoudend van die feit dat hy kyk na 'n boom wat vrug het, en as dit nie vrug is nie, dan gaan jy 'n kans nog gee vir miskien nog so 'n jaar. Maar as dit dan nie vrug het nie, dan gaan hy dit afkom. En ons sien dit in die verhaal wat hy vertel. God het 'n vermoë om iets in ons te sien wat hy daar geplaas het. Maar hy wil weet, het julle dit raak gesien, het julle daardie saad daar gesien, en ek praat nie nou letterlik nou meer van die saad nie, maar die Here gee vir ons talente. En hy gaan terugkom, en hy gaan vereistes hê van jou. Hy gaan terugkom as hy jou 10 talente, of 5 talente, of 1 talent, hy gaan terugkom en vra, wat het jy aangevang met die talent? En daardie talent in 'n mate is die saad. En party het die saad gevat en dit vermeerder, omdat dit die vermoë het om te vermeerder. En elkeen wat dit vermeerder het, het gesê, goeie diensknegt. Maar toe kom hy by die een wat besluit om dit begrawe en niks daarmee aan te vang nie, en wat doen hy met hom? Daardie ou kon nie hoopvol wees toe die meester kom nie. En in ons lewens moet ons besef dat die Here vir ons sekere dinge gee, en hoe hanteer ons dit? Wat doen ons daarmee? Kyk ons na ander mense, kyk, hy het 10 gekry en ek het net 1 gekry, of hoe kyk ons na ons seëninge? En ek wil hê dat julle vandag moet sien, ek praat van daardie gedeelte in Matteus 6, waar die Here sê, soek eers die koninkryk van die Here vandag. Môre gaan sy eie probleme hê. Maar as jy kyk na vandag, kan jy hoopvol wees vir môre. As jy die saad wat jy vandag het plant, en dis goeie saad, dan weet jy in die toekoms hoef jy nie bekommerd te wees nie, omdat jy 'n goeie saad geplant. Maar hoe kyk jy na die saad? Kyk jy nou, ek wil hê dat julle moet teruggaan na julle huise toe en gaan dink aan hierdie vrug en saad ding. En om julle gedagtes te kry om so 'n bietjie daaraan te dink, jy kan die persoon wees wat die vrug koop en dit eet. Maar jy gaan altyd afhanklik wees van die ou wat die vrug het, die boom het. Of jy kan die persoon wees wat die boom het. En jy die boom omdat jy na die saad gekyk het. Nou ek glo in my hart dat al die kinders van die Here wat kan bestaan wat ek nou met julle deel, nooit in 'n plek sal kom waar hy na iemand anders toe gaan met sy hande so. 'n Persoon wat met sy hande so na iemand anders toe gegaan het, is 'n persoon wat nie na die saad gekyk het.
kom ek maak dit weer prakties. In die boek Malagi, die laaste boek in die Ou Testament, praat die Here van tiende. Nou, wanneer die Here jou 1000 rand gee, onthou hy die plant oorspronklik daar gesit. So jy het nie die plant geërf, daar is jou 1000 rand. Hy sê al die vee op al die berge is myne, al die goud en die silwer is myne. Dit bedoel enigiets wat julle in jou bankrekening is aftaas. Hy het dit vir julle gegee. Nou, baie mense vat daai geld wat hulle nou ontvang het, en ek sien dit aan die einde van die maand, mense kry lekker koop geld. Maar hulle eet net daai geld op, en ek vertel die party mense kom net by die 3de dag uit, en as hulle daar in kos klaar. En dan begin hulle so rondkyk na ander mense. En hulle het geen hoop tot hulle volgende geld inkom nie, omdat hulle het nie gekyk na die saak. Wat beteken dit? As ek vir julle sê, julle het nou 1000 rand gekry van die Here, dis jou vrug. Ek wil jy moet weet, dat in daardie vrug is saad. Maar sien jy dit raak? En die saadgedeelte het God al klaar uitgelê, is 'n tiende. Jy hoef nie eens te raai waar is die saad nie. Die saad is die tiende. En hy sê, toets my hiermee. So wat moet ons doen? Ons moet die saad vat, wat die tiende is van wat hy ons gee, en ons moet dit in sy hande toe vertrou. Wat doen hy met saad gewoonweg? Hy maak dit groei. Hy is beheer. En dan sê die woord eweskielik, dat die balans wat jy het, sal die mond nie naby uitkom nie, die roes sal nie daar uitkom nie, daar gaan eweskielik iets gebeur met die vrug wat jy nog in jou hande het, omdat jy na die saad gekyk het. Die Here gaan so ver as om te sê dat ek sal hemel oopmaak, dat jy nie eers genoeg plek sal hê om te bære wat ek vir jou gaan gee. Die belangrike punt is, wat doen jy met die saad? En ek het al baie boeke gelees. Weet jy hoe om ryk te word? Omdat almal wil ryk wees. En daar is een punt in algemeen wat in party van die boeke wat regtig wel goed is. Die een boek is eintlik deur Nedbank gepubliseer. Ja, terug. Die titel was Nedbank's Money Making Made Simple. Het jy gedink dat Nedbank jou kan help om geld te maak simpel? En die gedagte was dat jy moet 10% van wat jy inkry op sy sit. Hulle sê 'n ryk persoon is nie 'n persoon met hoeveel geld jy het nie. 'n Ryk persoon is wat hy met die, as hy 10% tot oor het, nou hy alles gedoen het. So wat doen jy met die saad? Die Here is die een wat die boom gegee het met vrug, met saad. En hy het vir jou gesê, jy het al die vrug met saad en al die boom met saad. Maar wat doen jy met dit? En as ons net kan leer, dat wanneer die Here ons iets gee, hy gee dit met die vermoë om verder te gaan. Maar jy moet na die saad kyk. Nou om hierdie punt tot duister te bring, wil ek julle 'n storie vertel wat ek dink ek kan vertel en dan gaan ek weer vertel. Van 'n plaasboer. Omdat plaasboere het saad nodig, nee. Maar eendag sit die plaasboer en sy vrou so om die tafel met hulle kinders
maar daar is geen kos op die tafel. Die kos is op. En die pa bid en hy sê, Here, asseblief gee ons daaglikse brood in nie. Hulle maak hulle oop en daar is niks nie. En hy moes die vrou en die kinders van bed toe stuur, hulle honge, gee hulle elkeen 'n klippie om aan te suig. Daar is niks. En die pa loop buitekant en jy weet hoe is ons as paas. Ons moet mos daardie ouens wees wat kan gee, maar hy loop uit en hy voel, hy het almal in die nood gelos. Ek weet van mense wat as hulle self so in die posisie bied, hulle skiet hulle self. Nee, dis nie my lewe nie. Kyk na die saak. In elk geval, die plaasboer loop so rond en hy pleit met die Here. Here, ons het kos nodig. My kinders is honger. Ewe skielik kom sy dogter so aangehardloop na hom toe en sê, Papa, God het ons gebede gehoor. En hy sê, wat bedoel hy? Sê, kom, en sy gryp sy hand en hy sê, trek hom so en sy gaan daartoe in die skuur in. En toe hulle daar in die skuur is, daar teen die muur is die sakke vol mielies. Sy sê, kyk Papa, God het ons gebede gehoor. En die pa kyk so na die sakke vol saad. En hy kyk so na sy kind en sê, ja, ons kan dit nie eet. Sy sê, maar hoekom Papa? Hy sê, nee, ons kan dit nie eet. Dit is ons later kos. Ons kan dit nie eet. En sy kan dit nie verstaan nie, en sy kan dit nie. En hy sit, hy vat so sak en hy loop so uit in die veld in, waar hy die God al klaar geploeg het. En hy sit sy hande so in die sak en hy gooi die saad so uit en hy terwyl hy dit doen. Omdat hy weet, ek kan dit eet. Maar ons het geen hoop vir die toekoms. En wat hy besig was om te doen, was om seker te maak dat in die toekoms hoop. Maar hy wil dit ook stel, dat onthou, al doen jy die beste wat jy kan, jy het nog die reën en die sonskyn van God nodig. Jy het nog die Heilige Gees en nog Jesus nodig, om iets te kan doen. So my vraag is vir julle, elke seëning wat julle aan die Here ontvang, is 'n vrug. Maar dit is 'n vrug met 'n saad. Sien jy die saad raak? En as jy die saad raak sien, dan doen jy die saad.